And it's a very good morning on the 10th of August 2026. And welcome to another video of the Federal Alliance of Southern Africa. Now, I'm starting late because I battled setting this thing up. They moved everything on Facebook. So you have to try to recheck this thing out. Now you have to go to the plus button, then you get to the live button, and it's a mess. So I struggled now for 10 minutes sorting this mess out, because between Friday and Monday morning, this is what they did. They went and changed the interface. And when you change the interface and public need to know something, then it's not that easy to get things going. Nevertheless, welcome to a video of the Federal Alliance of Southern Africa. We're having a coffee. And I'm most grateful that I made this coffee in my warm mug, because I'm telling you what, I made this coffee about 20 minutes ago, and 25 minutes ago, and it's still hot. And so here we are at another video, and today's video is going to be just a bit of a chat. Let me just get some documents up here that I want to have a look at. We'll see how many people come up this morning. Yeah, there's such a lot of stuff happening, and such a lot of files. And I'm just going to have a quick look at bringing this one up. Okay, what I actually wanted to do this morning is I'm just going to type something here into my laptop quickly. Let me just see here. I just want to type something in here and hope to get an answer while I wait for somebody to come up so we can have a chat. You know, I don't like making videos if nobody comes up, but let's just, I'm going to do something here quickly. While we are waiting, still nobody, because I started late, so I'm still waiting for somebody to say hello. And I might just edit the video and restart the thing. Okay, we've got somebody watching, and I don't know who that somebody is, but at least it shows me that this new Facebook interface is at least responding. Okay, let's have a look at what I have here this morning. Jan, goeiemôre. Ons gaan so 'n bietjie Afrikaans en Engels praat, so 'n mengelmoes vanoggend. Want ek het regtig laat begin. Ek het gesukkel, man. Ek kon nie op Facebook opkom nie, want hulle het wat ons noem 'n interface, jy weet, daar waar jy nou knoppies druk en al hierdie goed, het hulle gaan staan en verander. Dus sukkel ek, al wat ek sien hier onder op my skerm is so 'n grys, wat is nou, 'n grys spasie, en geen knoppies om te druk nie. En toe moes ek nou eers gaan staan in Google, hoe moet ek nou opkom op live, met hierdie nuwe, jy weet, wat hulle nou gaan staan en verander. And they totally went and changed it. Nou moet ek 'n plus tekenkie druk bo in die hoekie, dan kom daar 'n drop down,
en dan kan ek live gaan soek daarso, en dan kom dit op soos normaal. Dis 'n bogger op. Wanneer jy nie weet wat hulle doen nie, en hulle sit dit nie daar buite, jy weet, vir jou om te weet hoe om dit te doen nie, dan is dit 'n gemors. Maar nou ja, dis vakansietyd vir baie mense. Baie mense het 'n lang naweek gevat. Daar bestaan nie so iets by my op hierdie stadium nie. Dit sal nog kom. Maar ons het al so baie gepraat al oor die federale alliansie. We've spoken a lot about the federal alliance. I've really laid it on thick. Right? I've put out there what we need to do. I've put out there the type of institutions we need to create. And I didn't go through all the institutions because basically it's a waste of my time going through all those things when we get a lot of views. Yes, we do get a lot of views, but it's a waste of time when we don't have interaction. And Barry's goeiemôre. And that's the problem that we have. You know, we don't have that interaction. Ons moet daar 'n bietjie interaksie hê wat hierdie goed aanbetref. So ek wil net vinnig loer vanoggend, en ek het dit in Engels, ek het dit nog nie vertaal in Afrikaans nie. Maar ek moet 'n bietjie loer. Kom ons sê ons kies 'n roete van, daar is hy Boeta. Kom ons sê ons kies 'n roete van verkiesing. Net as 'n voorbeeld, right? Kyk, in ons twee, Loftie goeiemôre. In ons roetes het ons ons het twee paaie, en ek sal dit nou weer hierso duidelik noem. Ons het die een pad van sessering, net gewoonweg sessering, die totale wegbreek van state. Dis ons een roete. Al die profetiese woord van Siener van Rensburg speel uit, ons breek weg in state, maar wat dan op die tafel is ons het die konsensus van, sê die Volksraad, en ons het die konsensus van die konings. Alright? En ons het die konsensus van die United Cape States, en dan doen ons nou hierdie hele storie. Dan breek ons nou weg. Dis die een roete. Die ander roete, so let me just explain it in English. The first route that we have is the secession route, where at a certain point in time, all the states break away, and the Boere take back what they have to take back because the rest of the land will belong to them. That is secession, and we have the international community behind us for that. That's a done deal, right? The only problem that we have with that route is that it will be a bit more of a striving. And the only thing that we have with that route is we have the Volksraad with us, we'll have the kings with us, and we'll have the United Cape States with us, right? Which is important, because through the Volksraad we'll have the Boere and we'll be able to do what we need to do. The second route is similar. Die tweede route is omtrent dieselfde. Die verskil is net, ons doen die sesseringsproses deur die verkiesingsproses. So what we do is, we have the kings behind us. We have the Volksraad behind us. We have the United Cape States behind us. Ons het hierdie drie groepe agter ons, right, wat ons support. Maar wat ons nou doen deur die verkiesingsproses, nou kry ons die nasies agter ons. So wat ons dan nou nodig het, is dit nodig vir die konings om vir hulle mense te sê, om vir ons te stem. Baie duidelik. Ons het die Volksraad om vir die boere te sê om vir ons te stem. Om weg te kom uit die gemors van Vryheidsfront Plus en Solidariteit en al die ander DA gemors. Right? Ons het die Volksraad nodig dan om hulle stem dik te maak. Die United Cape States se mense, daar's 2.iets miljoen mense, sal ook dan kan stem, en dit sal dan natuurlik meer wees, soos ons raak deel van die nasionale verkiesing in 2029. En in hierdie verkiesingsproses het ons nog steeds die sesseringsidee. Daardie idee is ons grondbeginsel. En ons gebruik dit om weg te breek uit hierdie gemorsheid. Want wat jy nou kry is, met die tweede proses,
kry jy die ondersteuning van die mense ook. So die internasionale gemeenskap sit regop en hulle sê, wag 'n bietjie, maar die mense stem ook saam. Op hierdie stadium sal die internasionale gemeenskap opstaan en sê, wel, dis die konings van die land en dit is die leiers van die land wat saamstem oor hierdie saak en hulle het 'n regmatige verpligting om te kan wegbreek. Maar wanneer die mense ook hulle stem insit, dan verander die prentjie so effens. The picture changes, right? The picture changes. Wie se gesig is daai wat daar opgekom het? Sê goeiemôre. Say good morning. The picture changes. And you have a different situation, different scenario. Good morning. Like it, Anga. So wat jy het in die eerste scenario, is jy het meer van hierdie. In die tweede scenario het jy meer van hierdie. Eerste scenario is dit. Tweede scenario is dit. Maar in al twee scenario's speel Tine van Rensburg se profetiese woord uit. Alright. Want of dit nou so is en of dit nou so is, die boere sal nog steeds hulle grond moet vat. En die res sal moet skuif. Met die tweede scenario, as die mense vir ons stem, dan het die federale alliansie meer reg. Alhoewel ons al reeds ons regte vasgelê het, ons het dan meer reg, ons het meer grond om op te staan. Right? Ons het meer grond om op te staan. So, ek het nou hierdie ding nou hierso net vinnig hier opgegooi, want ek is besig om al my goed te konsolideer en om seker te maak dat ons kan regte antwoorde kry. Ons het goeie antwoorde gekry van een van die lede van die federale raad, wat vir ons kommentaar gelewer het op die fondasie en die goed. So, dit is great, maar nou kort ek die ander manne om wakker te word. Right. So, ons eerste geselsie, our first national conversation is not vote for us. Jy sê nie vir die mense stem vir my nie. Alright? Jy begin met, why does changing the people in government so often fail to change the underlying system? Begin daar, dis jou beginpunt. So kom ons kyk na 'n paar van hierdie goed, en julle ken die goed in Afrikaans, man. Excessive centralization, weak accountability, corruption and institutional failure, municipalities that struggle to function, communities feeling disconnected from national government, political power becoming concentrated, economic resources not producing sufficient public benefits, and zero benefit, constant conflict between political interests. We show the evidence. Ons gee die bewyse. Nou die bewyse is die vlak vol daar buite. Almal weet wat aangaan. Alright? Almal weet wat aangaan. So, ons begin met ons model. Ons gee nie nog 'n politieke party nie, right? We are not proposing another political party operating the same machine. We are proposing a different constitutional architecture. Die hoe is belangrik. Een konstitusie, soewereine state, staatspresidente, constitutional guardians, konstitusiebewaarders soos die konings en dies meer, een federale alliansie en regering verkose deur die mense. En dan die federale autoriteit het net sekere verantwoordelikhede. Right, so kom ek sê dit gewoon in Engels. One constitution, sovereign states, state presidents, constitutional guardians, one federal alliance, government close to the people, federal authority limited to common responsibilities. Die probleem wat ons het met ons sogenaamde politieke partye op hierdie stadium, is elke skaap daarso wil 'n politieke rang hê. He wants to be entitled. Hy wil 'n rang hê. Alright? Ek is meneer die staatspresident. I am the king. Dis die probleem wat ons het.
Ons het byvoorbeeld nou een probleem weer, en dis 'n probleem in 'n sekere mate, dis iets goeds in 'n ander mate, want ons kan meer van die stemme van die mense kry. Die Zulu koning het 'n ander huis in die Zulu monargie, het hy opgelig. Die Mzizi huis. Hy het hulle opgelig, daar's 'n ander naam vir hulle huis. Ek het dit hier op my foon. En hy het vir hierdie koning meer reg gegee oor die Zulu volk in Suid-Afrika. Nou hierdie is nie dit is moeilik om hierdie te formuleer in gewone taal. Hierdie man is nie regtig 'n koning, soos in 'n koning. Maar hy word so aangespreek, en hy word so opgehef. Right? Môre Rudy. Hy word so opgehef, hy word so aangespreek. So nou het jy hierdie probleem van dis aangestelde autoriteit, wat jy moet probeer om te negotiate, om te sê, luister hier, so ja, ek weet, jy's aangestel deur 'n koning, maar jy's nie 'n regte koning. En dan sê hierdie ou, maar ek is regtig 'n koning. En dan wys hy van familie bloedlyn, want dit is reg. Andrew, good morning. Want volgens familie bloedlyn, hy is deel van daai huis, hy is deel van die Zulu koningshuis, is hy flippende koning. Hy het net nie grond nie. Hy het net nie grond nie. So nou moet jy probeer om Jy moet nou probeer om vir hierdie ouens baie mooi te laat verduidelik, maar die state gaan oor grondgebied, en dit gaan oor een koning per staat. As jy 'n koning onder 'n koning kan wees, dan moet ons jou titel verander na onder koning toe, né? Anga, as 'n politieke party inkom, forget about it. Vergeet dit. En jy kan ons video's aanstuur vir mense wie jy ken. Dis die eerste keer dat ons hier kommunikeer. As jy 'n politieke party aanstel, vergeet dit. As die Vryheidsfront Plus inkom, sal hulle nie alleen kan staan nie. Daar's nie 'n manier nie. Dit sal nog 'n GNU-regering wees. Al wen, gister, hoeveel munisipale inrigtinge is daar so reg oor die land? Deel daardie munisipale verkiesings op. Kom ons sê, tussen 3 tot 5 groeperings wat die munisipaliteite gaan wen, en nie een van hulle gaan 'n oorhand hê nie. Dis met nou November se verkiesing. Ek kan dit vir julle garantie. Ons kan kyk na die verkiesings of ek reg was. We can have a look after Gister, kan ek nou verkiesing in Engels in my kop kry nie. The elections. Right? Ek sê nou vir jou, as daar 3 groeperings is, dan kan ons dit maar opbreek in, kom ons sê 15, 20, 17. As dit 5 groeperings is, dan kan jy dit opbreek en sê maar 9, 7, 11, so. Dan gaan nie een groepering wees wat 'n totale oorhand het nie. En nou, as dit die geval is, dan is die sentrale regering, die ANC, moet nou sy geld onderverdeel tussen hierdie 3, 4, 5 groeperings, om seker te maak die munisipaliteite floreer. Nou, met die DA munisipaliteite kan 'n ou aanname maak dat die munisipaliteite sal floreer. Met die Vryheidsfront Plus het 'n ou nie 'n cooking clue nie, want ons weet nie hoeveel van hierdie boere is vrymeselaars en nog net so skelm soos in die vorige regimes nie. Alright? Ek kan myself beter uitdruk in Afrikaans. So for the English speaking people, I apologize. But I'm trying to get a balance. So what will work? The only thing that will work, and we've discussed this now for 3 years, is a semi-federal alliance. Why semi? It doesn't exist in the world. Dit bestaan nie. Alright? Hierdie konstitusionele ding wat ons wil inbring, bestaan nie. 'n nasie van nasies, dit bestaan nie. It doesn't exist.
There is confederation and there is federalism, but our method is supervisory and not governmental. Ons is toesighoudend en nie regerend nie. Ons het sekere regte in die federale alliansie. Die rede vir daai regte is om die regte van die state te beskerm, sodat een staat nie 'n ander staat wil domineer of oorneem of die verkeerde partye wil innooi in sy besighede in nie. Dis 'n beskerming van die mense. Dis 'n oorkoepelende toesighouding oor die mense. It's supervisory and protection of the people. Alright? Sonder om hulle die vlak vol te jag. Dis hoekom ons nie 'n polisie het nie. Ons het 'n vredesmag. A peacekeeping force. And we have a federal defense force. Right? And that federal defense force is built up from defense entities in every state. Elke staat gee 'n brigade. Ek wonder of die manne wat in die weermag was vir my kan sê, hoeveel brigades het ons gehad in Suid-Afrika in die ou weermag? Maar as elke staat 'n brigade gee, dan het ons 11 brigades om mee te werk. Ons het 11 infanteriste basisse, ons het 11 panserbasisse, ons het 11 valskermbasisse. Ek dink dit is 'n bietjie groot, is dit nie? Kan ons dit doen? Ja, ons kan dit doen. Het ons die mense? 60 miljoen, natuurlik het ons die mense. Alright? So we need to get this idea of the sovereign states governing themselves with a protective umbrella, supervisory umbrella, the Federal Alliance. We've got to get this idea into the people. Because then they are free. Dan is jy vry. Jy kan stem, jy kan doen wat jy flippen wil in jou eie staat, man. En jy het voordele. Daar's nie meer persoonlike belasting nie. There's no personal tax. We don't need it. Dis net 'n voorbeeld. Dis van die belangrikste goed wat die federale alliansie vir ons kan gee. Maar as ons na 'n politieke party toe wil gaan, een politieke party om te beheer en te heers, forget about it. Jy gaan sit onder die sweep van die wêreldorde. Put that in your pipe and smoke it. You'll be part of the federal order, where the 13 rich elite families of the world, and if you don't have this information, don't worry about it, because it will just blow your mind, where these people have been through wars trying to take over the world constantly and continually. All right? They did it through the National Party of South Africa. They did it through Gibson and Mkandla. Nelson Mandela died in 1986, man. Right? And they want us to continue to believe the lie. Even now, today, vandag. Hoeveel van julle mense wat julle weet het ewe skielik bronkietes? Come on, how many people do you know that suddenly suffering with bronchitis? So. Deur die gemors wat hulle uitspuit uit die vliegtuie uit. Van hier af tot in swak op mond kry ons die berigte. Suddenly, people are sick, struggling. These swines are trying to exterminate us like rats, I'm telling you. En ek sê nou vir julle, en julle moet my mooi hoor vanoggend. Ons gaan praat tot so 8:15 toe, want ek het laat begin. Ek sê nou vir julle, die enigste nasie wat 'n verandering kan bring in hierdie wêreld. En ek sê dit nie uit arrogansie uit nie. Ek sê dit nie uit selftrots uit nie. Ek sê dit met die kennis en die intelligensie wat ons beskik
Die enigste nasie wat 'n verandering kan bring in hierdie wêreld van ons, is die boere. Koffie. Ons sal dit moet doen. We will have to do it. There's no other way. We will have to do it. But we cannot do it alone. We need allegiance. We need alliances. First of all, to get rid of this corruption that we have. And once we've gotten rid of the corruption, we can build it into something spectacular that the nations round and about us will say, ons wil deel wees van dit wat julle wil doen. En die eerste land wat sal inkom is 10-1 Malawi. Ek beloof julle dit. Die eerste land wat dalk sal deel wees van die federale alliansie is Malawi. En dan miskien saam met dit Namibië, want daar's profetiese rede wat uitgekom het uit Namibië uit, waarvan ons 3-4 van die profetiese redes alreeds vervul het. Maar daardie mense moet nog hierdie kant toe beweeg, om vir ons te kom help wanneer die tyd kom. Want dit moet so wees. Dis een ding wat ek geleer het van die profetiese woord, in God se woord en in die woord gespreek deur sy profete, sy regte, egte profete. Ek praat nie van stupid mense nie. Alright, ek praat van daar waar ouens se woord wat gespreek is, waar geword het. Die profetiese rede, jy weet onmiddellik wanneer iemand 'n profeet is, man, is wanneer hulle sê waar word, en dit bly waar word, dan is hulle 'n profeet. As hulle goed nie waar word nie, kom ons sê 1 uit 10 uit word waar, is hulle nie 'n profeet nie. So ons kyk na die profetiese rede, ons kyk na die situasie, ons kyk na omstandighede, ons kyk dit wat die wêreld bied, en ons sien dit wat die wêreld bied, is op hierdie stadium 'n totale gemors. Alright? We don't want to be under the Grecian system, or the Roman Grecian system, or the Rule Britannia system, or the freaking Donald Trump system. We don't want that. We want to be free. Free to govern ourselves. The Boere must be free to govern themselves. The Zulus must be free to govern themselves. The Venda must be free to govern themselves. The Cape must be free to govern themselves. Die Kaapse mengelmoes van kleerlinge en wit mense en Indiërs en Maleiers en boere maar dit is 'n mengelmoes in die Kaap. Maar hulle moet vry wees om oor hulle self te regeer. En ons kan dit doen. Daar's baie van julle wat vir Roots volg, byvoorbeeld vir Ernst Roots. Weet julle dat Ernst Roots ry op ons rug? Ek kan vir jou die e-mails wys wat ek hom gestuur het. Voordat hy begin het met sy stories. Maar die verskil tussen Roots en ons is, ons het die internasionale reg aan ons kant, hy het nie. Understand it? Vat die Suidlanders byvoorbeeld. Wie van julle wat nou sit en luister na hierdie storie van my, hierdie rede van my vanoggend, wie van julle wil die hel Appington toe trek? Om 'n staatjie daar te gaan vorm. Sit jou flip en buite toilet opgrawe vir jou gat. Om nie eens te praat van die logistieke probleme om dit te kan doen nie. Of wie wil net 'n boentjie kolletjie hê? 'n Snorre is nou dood, maar 'n boentjie kolletjie hê hier in Pretoria. Ons ou boerstaatjie is net Pretoria en omliggende gebied, maar ons vergeet van die Indiërs wat in die area is, ons vergeet van Mamelodi, ons vergeet van al die ander swart gebiede om ons. Maar ons flip en dink nie. So, die eerste kyk na ons model is baie eenvoudig. Een konstitusie. En hy is omtrent klaar geskryf, maar daar is baie tyd en baie plek vir verandering.
soewereine state, staatspresidente, konstitusiebewaarders. Hoekom sê ons konstitusiebewaarders? Want jou staatspresidente in die state is die regerende model. Die konstitusiebewaarders is die ouens, is die konings, en dan soos in die boerstaat moet jy 'n staatspresident hê. Jy het die staatspresident en dan het jy nie 'n visiestaatspresident nie, jy het 'n staatspresident. Alright? Dis die ou wat die regerende gedeel doen. Die staatspresident is die ou wat die bewaarder is. Dit is belangrik om dit te verstaan, daar is 'n groot verskil. Ons wil nie hê die staatspresident van die boerstaat moet die ketting swaai nie. Hy sit sy seël op die goed, soos wat dit uitgesorteer word. Hy doen dit beslis. Maar hy is nie verantwoordelik vir die regering nie. Die regering moet regeer. Die staatspresident is in beheer. Hy is die bewaker. Elke staat moet sy eie probleme kan uitsorteer, sonder om te wag vir Pretoria. Maar geen staat sal alleen gelos word met sy probleme nie. Want die probleme behoort aan almal. So jy sê nie vir die arme Tsongas, luister hierso, sukkel julle maar om julle eie munisipaliteite op te rig en julle eie paaie te bou en al die goed. Verskoon tog, ons het 'n probleem met die Tsonga. Ek dink die Tsongas het ons 'n probleem. Die probleem is baie eenvoudig, so 'n eenvoudige probleem. Hulle het net opperhoofde. Daar is nie 'n koning daar nie. Ek dink hulle het iets soos 12 opperhoofde. Plus minus. Daai is 'n groep op sy eie. Jy moet daai ouens bymekaar kry. En dan moet hulle 'n familielyn kies onder hulle, wat die eerste Tsonga koning gaan wees. Indien hulle dit nie doen nie, dan moet daar 'n konstitusionele bewaarder oor hulle aangestel word. Met ander woorde, dan kry hulle gebied, sê maar een opperhoof wat 'n staatspresident is. En dan val die opperhoofde onder daai staatspresident. En dan uit daai staatspresident uit kry jy dieselfde diagram. Staatspresident, staatspresident, visie, minister van finansies, minister van dit, minister van dat, volg dieselfde roete. Dis die enigste manier om dit te doen. Daar is nie 'n ander manier nie. Andrew says SA had 8 active brigades. That's why we were in the Jane's Defence Weekly. Because we were good, man, weren't we? We were excellent. We were excellent. Well, we can go from 8 to 11. We can even make it 12 if we want to. But guaranteed, after a 5-year period of being a federal alliance, we'll have one of the strongest forces in the world. We might not have all the equipment that we need, but we'll have one of the strongest forces in the world. And one of the strongest economies, if we just do it right. And we can do it right. The Federal Alliance handles those things which are common, the states handle those things which are local, right? So there's a lot of things we need to do. We need to explain our position clearly. The Alliance does not seek to erase South Africa's history, nor to create government by ethnicity. It seeks to recognize historic nations and communities within one constitutional framework, while government remains accountable to the people. As jy dit so kan uitsit, né? Kom ek probeer dit in Afrikaans vertaal hierso. Die alliansie soek nie om Suid-Afrikaanse geskiedenis uit te wis nie. Ons soek ook nie om 'n regering te stig deur etnisiteit nie.
wit, swart, bruin, geel. Ons soek nie dit nie. Wat ons soek, verskoon tog, is om historiese nasies die erkenning te gee vir wie hulle is. En ander state tussenin, ander communities, onder een konstitusionele raamwerk. Terwyl die regering verantwoordelikheid is, se verantwoording, hoe wil ek dit nou net mooi sê? The government remains accountable to the people. Die verantwoordelikheid van die regering lê by die mense. Dis hoe dit moet werk. As ons hierdie model kan inkry, mense, as ons gewig agter hierdie model kan gooi, watter been ons ook al kies, sal ons suksesvol wees. En ons sal hierdie gemors oorkant ons koppe kan afgooi, man. Kom ons kyk hierso. In plaas daarvan om te sê politicians must be good, moet ons die volgende sê. We cannot build a country on the assumption that every future leader will be good. We must build institutions that limit what a bad leader can do. Vang julle dit? Ek glo julle vir julle slim genoeg, man. Dit is die konstitusionele vertroue wat ons het. Ons bou nie 'n land met die hoop dat ons eendag 'n goeie leier sal hê nie. Nee. Ons bou institusies wat sal verhoed dat 'n swak leier sy gemors kan uitvoer. Ons bou institusies wat seker maak dat swak leiers uitgelig word, raak gesien word vir wie hulle is en onmiddellik uitgestem kan word met onmiddellike referendums in die state. 'n Staat, 'n koning, 'n staatsregering kan ten enige tyd 'n referendum uitroep oor enige saak en dan die mense kan stem. En hulle sal elektroniese stemmetodes hê op hulle fone. Yes or no, yes or no. En dan vat hy dit verder. So eenvoudig soos dit. So eenvoudig soos dit. Nou ek het vanoggend weer 'n hele mond vol gepraat. So what does the federal government actually do? In kort, defense, foreign affairs, federal taxation and finances, major interstate infrastructure, common standards, constitutional protection, the matters that generally belong to the whole alliance. Everything else should remain as close to the people as constitutionally possible. This is a picture of a small, strong federal government rather than a giant central government, right? Ek glo julle verstaan dit. So hier's 'n klomp goed om deur te werk, die dag wat ek nou weer hiermee wil sit. Het gaan nou nie vandag wees nie. Maar hier's 'n klomp goed om deur te werk. En ons gaan moet keuses maak. Deur die genade van bo het ek nou Saterdag 'n vergadering. En die vergadering gaan vir ons redelik baie antwoorde gee. So if you haven't joined the Federal Alliance yet, join. Sluit aan by die Federale Alliansie. Alright? Sluit by ons aan. Dit kos jou R56 'n maand. Ons het nog nie baie mense wat aangesluit het nie. En op hierdie stadium, om eerlik te wees, die mense wat aangesluit het, betaal nie hulle R56. Daar is sekere van die ouens wat betaal, en ons het rekord daarvan, maar daar is sekere ouens wat net nie betaal nie. So dit sê net vir my dat, jy weet, en ek sal dit seker baie noem, as jy nie bereid is om alles op te offer vir verandering nie, dan het jy niks opgeoffer nie. That's the bottom line. If you haven't sacrificed everything for change, you've sacrificed nothing. Dit is wat dit is. Dis wat dit is. Ons is boere, man. Maar ons is eers vryburgers. We are freelanders. Dan is ons boere. Then we are English. Dan is ons Xhosa. Then we are Zulu. Etc. etc. First freelanders. Eerste vryburgers. Kry daai gedagte, jy's 'n vryburger. Alright? Jy's nie 'n republikein nie. Jy's nie 'n nasionalis nie. Kom ons skop daai goed uit.
Jy's 'n vryburger. You're a freelander. Alright. Let's get that right. And only under God is unity strength. Net saam met God is eendrag mag, as nie ander manier. Mooi maandag vir julle almal hoor. Daar sê